Hemelse Vader, Here, wat 'n voorreg dat ons vanmôre U naam kan grootmaak. Here, U naam is inderdaad die naam bo alle name. Here, U is die begin, U is die einde, U is die Alfa, U is die Omega. En Here, ons verklaar vanmôre in hierdie huis dat ons het U nodig. Halleluja. Father God, we declare this morning, we need You, Lord. We need You. Heilige Gees, ek bid vanmôre, dankie dat U beweeg alreeds. Dat U kom stil staan by elke persoon in hierdie gebou vanmôre. Word U verheerlik vanmôre deur U kosbare woord. Here, dat mense hier sal uitstap, veel anders as wat hulle hier ingestap het vanmôre. Dankie Here dat die voertuig, die kerk, nog die draer van hoop kan wees. Help ons almal om draers van hoop te wees daar buite, my God. Maar dat dit hier sal begin. Ons loof en ons prys U wonderlike naam. En die kerk sê, Amen. Kom ons neem ons sitplekke. Het is my wonderlik om terug te wees. Ek was 2 naweke weg, een in die Oos-Vrystaat gaan preek, en laas Sondag was ek in die NG Kerk, die moedergemeente in Lichtenburg. Het was goed om al die mense te sien, baie bly, maar weet jy wat? There's nothing like home. Hier is mense. Hier is jou mense, en dit is snaaks, die lewe stap met 'n mens se pad, nee. En ek besef ook na 6 jaar en 3 maande wat ons weg is uit Lichtenburg, ek het ook aanbeweeg. Hulle het ook aanbeweeg. Maar ons is nie meer dieselfde nie. Maar ek dank God vir hierdie familie. Ek eer julle vanmôre. Ek wil vanmôre vir julle lees uit die boek Matteus, Matteus 17 vers 20. Het julle almal so kaartjie gekry? Wat is daarin? Nou reken vir my vanmôre, ek gaan hom plant. En as hy nie groei nie, is dit my skuld. Ek sê nie, as dit jou geloof. Dis my skuld. Gaan plant hom vol. Daar's 3. My tema van my boodskap is vanmôre, skuif jou berg. Sê bietjie vir die persoon langs jou, skuif jou berg. Nie jou skoonma nie, jou berg. Kyk hoe kry party ouens lekker. Arme skoonmaas. Ai. Wat sê vers 20? Omdat julle geloof te klein is, sê hy vir hulle, dis Jesus. Dit verseker ek julle, as julle geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die kant, en hy sal gaan. Niks. Wat beteken niks? Niks. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Net tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie vers hoor vanmôre, en sal toelaat dat God vanmôre met jou werk met daai skrif van jou hart. Dat jy anders hier sal uitstap. Dankie Sussie. Waardeer. Ek wil vanmôre begin, en as ek dit sê, praat ek nie uit ervaring uit nie. Ek het nog nooit 'n berg geklim nie. Ek het al heuwels geklim, maar nie 'n berg nie.
Ek weet iets van die mense wat hier sit wat al Mount Everest uit was. En jy besluit nie Sondagoggend, jy gaan volgende naweek Everest uitklim nie. Hallo. Dis nie so maklik nie. Maar dieselfde in die lewe. Aan die geestelike sy van die kant, is dit vir my en jou bekend, en dit is so oud soos die Bybel, dat berge is vir ons hierdie beeld. Dit simboliseer noodwendig teëspoed. Dit simboliseer probleme van die lewe. Nou berge het nog altyd verteenwoordigend gewees van probleme wat moet opgelos word. Hindernisse wat oorkom moes word. Ek wil sê kruise wat gedra moes word. Krisisse wat hanteer moes word. Moeilike omstandighede waarmee gedeel moes word. Nou wil ek onomwonde vanmôre sê, berge is 'n probleem. Kan ek dit weer sê? Berge is 'n probleem in my en jou lewe. Julle is so stil, ek weet julle het nie berge nie. Here, dankie, ek preek vir myself en dalk vir die besoekers. Loof hom. Die dood is 'n berg. Siekte is 'n berg. Sonde, 'n berg. En so kan ek aangaan. Familiekrisis is 2 berge. Nee, ek speel 1. 1 berg. Ek weet julle het rustige families. Nou nie voor die besoekers laat dit blyk dat ons het verskriklike families nie. Nee, ons het net sulke klein bergies, maar alles daar. Jy sien, die feit van die saak is dat die lewe van vandag waar ek en jy in leef, is vol berge. En daarom kom Jesus. En hy sê dan ook in Matteus 17:20, as julle geloof maar so groot was, hoor mooi, nie so klein nie. As julle geloof maar so groot was, soos hierdie mosterdsaad. Nou hou 'n bietjie daai mosterdsaad van jou bietjie in jou hand vas. Hy sê, sal jy vir daai berg sê, hy moet gee pad. Hierdie is klein. En ek dink die Here Jesus het dit gesê, want hy het geweet, ons is maar net mens. Ons is maar net mens. Feilbare mense. Hy sê, maar as jou geloof so groot was, soos hierdie mosterdsaad, sou jy vir daai berg gesê het, skuif jouself. En daai berg moet gehoor gee dan aan jou. Maar kom ons ondersoek 'n bietjie, hoekom? Hoekom? Eerstens, ek begin vir jou te sê, geloof. Ek gaan vanmôre uit en uit oor geloof praat. Geloof mag dalk nie altyd die uiterlike omstandighede van die lewe verander nie. Hoor? Maar, daar's 3 goed wat geloof doen. In die eerste plek, geloof verander altyd my en jou vooruitsig. As jy geloof het, kyk jy anderste na goed. Verander jou vooruitsig. Geloof verander noodwendig ook jou opvatting van die lewe, asook jou uitkyk oor die lewe. Amen. Hebreërs 11:1 sê, en julle ken hierdie skrif. Hebreërs 11:1 sê die volgende 53. Hy sê geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hoor mooi. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hy sê in die 83 vertaling, hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof. Maar weet jy wat? Ek wil onomwonde vanmôre sê, dit is nie
wat buite sigbaar is wat 'n verskil maak nie. Dit is wat hier binne in jou is. Hier waar jy weet wat jy weet wat jy weet. Al sien jy nog nie die oplossing nie. Al sien jy nog nie dit wat jy wil sien nie. Jy voel hom hier. Dit is geloof. Dit is wat daai skrif sê. Wie van julle het al hulle het hom eintlik in 'n prentjieverhaal geteken ook en geskets, maar dit was 'n ware verhaal. Wie van julle het al die verhaal van Hannibal gelees met al die prentjies? Nee. OK, kom ek vertel vir julle 'n storie, dis storietyd. Eendag lank gelede was daar 'n man met die naam van Hannibal. Regte ou knol. En hierdie man het 'n weermag gehad en hy en sy weermag en die olifante en die donkies, as jy daai prentverhale ook gaan kyk, dan is dit asof hy olifante amper vlieg. Hulle moes uit Afrika oor die Alpe gaan, Italië toe. En dan word vertel, dit wat hierdie weermag gedoen het, was een van die braafste dade wat 'n weermag ooit gedoen het in mense jeugenis. Maar daar word ook vertel, toe hulle naby die berge kom by die Alpe, toe is dit asof hierdie soldate rebelleer. En hulle skop vas. En hulle wil nie verder nie, want hierdie hindernis wat hulle hier voor hulle sien, is te groot. In hulle mind sê hulle vir hulle self, ons gaan dit nie maak nie. En inteendeel, hulle is gereed om te draai en huiswaarts te keer. Nou word gesê dat Hannibal het voor die mense gestaan, voor sy soldate, en hy het vir hulle iets gesê. Ons weet nie wat nie. En volgende oomblik, toe draai hy om, en hy kyk na die berg, en hy tel sy hand op, en hy skree, hy sê, forward, march, we see no Alps. Hy sê, voorwaarts mars, ons sien geen Alpe nie. En die res was geskiedenis. Hulle is daaroor. Hulle is daaroor. Met daai woorde het hulle vorentoe beweeg. Ek wil vanmôre vir jou sê, luister vir my. Die hindernisse van hierdie lewe wat ek en jy elke dag beleef, is nie altyd maklik nie, kerk. Hierdie hekkies wat ek en jy moet oor elke dag, Here weet, dis nie altyd maklik nie. Want ons leef in 'n gebroke wêreld. En ons is tussen gebroke mense, net soos wat ek en jy gebroke is. So dit is nie maklik nie. Maar partykeer moet ek en jy as ware hierdie lewe vasvat. Ons moet partykeer hierdie lewe vierkantig in die oë kyk en uitskree. Forward march. I see no Alps. Ek en jy moet partykeer kan uitskree om te sê, weet jy wat? Ek sien nie 'n krisis nie. Ek sien nie 'n hindernis nie. Ek sien nie teëspoed nie. Ek sien nie kanker nie. Dis geloof. Nou, ek besef dat geloof kan jou siening en jou uitkyk oor hierdie lewe verander. Stem jy saam? As jy jou uitkyk oor die lewe verander, maak dit nie saak wat daar ver op die horisonne vir jou wag nie. Daai pla jou nie nou nie. Hulle sê mos in Engels, you will cross the bridge when you get there. Dis geloof. Maar dan dink ek aan ons broer Paulus ook. Paulus in sy omstandighede. Hy verklaar onomwonde in 2 Korintiërs 5:7. Hy sê, ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Engels sê, we walk by faith, not by sight. Ek wil vir jou sê, ek dink een van die gevaarlikste situasies in my en jou lewe, is wanneer ons kyk elke dag met hierdie gebrokenheid om ons, hierdie lewe wat so stikkend is. As jy elke dag moet fokus op dit, Here weet, jy gaan nie vorentoe beweeg nie, hoor. Dit gaan jou terughou en jy gaan negatief raak.
Vir my op my ouderdom, weet jy wat is vir my kosbaar, hier in Kimberley? Ek toets myself, of ek daarom nog die potholes kan misry. En as ek my motorfiets ook ry, dan speel ek so. Maar snaaks, die ouens wat reguit ry, hulle word afgetrek, want die verkeersouens dink jy's nugter. Ag jy's dronk. Dis 'n nugter mens wat so deur hulle gaan, maar dis 'n dronk mens wat reguit ry. Verstaan jy? So ja. Geloof verander jou uitkyk. Geloof kan berge verskuif. Geloof kan jou probleme laat verander. Ek sê weer, dit maak nie saak wat op die horison vir jou wag nie. Tweedens, geloof kan berge verskuif. Hoekom? Omdat dit vergroot die moontlikhede rondom hierdie lewe. En dit help nogal om baie keer die ander evangelies ook te lees. Ons het nou vanmôre gelees Matteus 17:20. Ek gaan nou vir jou lees uit Lukas 17 vers 6. Want elke apostel het dit anders geskryf hoe hy dit gehoor het. Hier sê Lukas, hy sê, maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. As jy die twee verse lees, 17:20 en 17:6, dan sien jy die beeldspraak verander bietjie hierso. Dit is nie presies dieselfde nie. Maar ons kan sien dat deur geloof is daar moontlikhede. Nuwe moontlikhede word geskep. Geloof vergroot die moontlikheid rondom die lewe. Geloof maak opsies, hoor mooi, groter, so by so, dat jy besef wanneer jy in hierdie ding vasgevang is, dat jy besef, maar God is hier by my. Ek weet God is saam met my in hierdie ding. Dit voel vir my God stit my. Dit voel vir my God ondersteun my. Hy dra my. As ek my wiskunde reg verstaan, dan sê ons 1 maal 1 is 1. En 1 plus 1 is 2. Met ander woorde, as ek alleen is in my situasie, gaan dit vir my baie moeilik wees. Maar met God saam met my is ons skielik 2. En dan wil ek vir jou sê, die woord sê ook 2 koppe is beter as 1. Saam met God in my lewe, moet daar iets positiefs uitkom. Moet daar 'n ander antwoord wees rondom my krisis wat ek het. Amen. Ek dink so. En hoekom is dit nodig dat God saam met ons moet beweeg in ons geloofspad? My boetie, my sussie, ek en jy soek mos die Here se genade oor ons, man. Ons soek God se genade oor ons, sy genade wat ons dra in hierdie oomblikke van krisisse en hindernisse wat ek en jy elke dag deurmaak. Ons soek dit. Nou luister as ek vanmôre vir jou sê, geloof gaan nie oor om nuwe moontlikhede te beperk nie. Nee, inteendeel. Geloof vergroot moontlikhede en skep nuwe moontlikhede. Tweede ding. 'n Probleem in jou lewe is net 'n probleem solank as wat daar nie 'n oplossing is nie. En die mens werk mos so, as daar 'n tikkie hoop is, net so 'n titseltjie hoop wat deurkom na jou toe, dan is die probleem ook nie meer dieselfde nie, want dan is daar hoop. Is dit nie waar nie? En dan moet ek dit onomwonde sê. As God in jou lewe is, wil ek vanmôre vir jou sê, moenie dink jy gaan nie probleme hê nie. Nee. Welcome to the real world. Maar met God aan jou sy, gaan daar oplossings kom vir jou probleme. Gaan daar antwoorde kom vir jou hindernisse, meneer en mevrou. Dit glo ek in my hele hart. Ek wil volgende praat oor 'n paar punte. God is die skepper van moontlikhede.
En ek wil vir jou wys waar dit alles vandaan kom. Voor die skepping was daar niks. Die Bybel sê, die woord sê die aarde was woes en leeg. Maar God het 'n nuwe moontlikheid geskep. En die skepping het ontstaan. Jy het my nou gemis. Voor die skepping was daar niks. Maar God het 'n nuwe moontlikheid geskep. En die skepping het tot stand gekom. Die volk van die Here, die Israeliete was vasgevang in slawerny. En wat doen God? God het 'n nuwe moontlikheid geskep. En die farao van daai tyd het geen opsie gehad, maar dan om God se volk vry te laat nie. Hy is die skepper van moontlikhede. Jesus het aan 'n kruis gesterf. Maar God het die moontlikheid geskep dat hy opgestaan het uit die dood. Dit is wat hy gedoen het. En laastens, ek wil vanmôre met jou praat oor die God van die berg. Geloof kan berge skuif, omdat ek en jy gekonnekt is met die beweger van die berge. Ons is gekonnekt met die Here. Hy is die God van die berg. En hoor nou mooi. Dit was bo op 'n berg waar Isak gered was om geoffer te word. Dit was bo op 'n berg waar Moses God ontmoet het en hierdie 2 tiptafels met die wet op ontvang het. Dit was bo op 'n berg waar Jesus van gedaante verander het. Dit was bo op 'n berg met die naam Golgotha waar Jesus gekruisig was. Ek sê weer, ek en jy dien 'n God, die God van die berge. Sy naam in Hebreëus is El Shaddai, the God of the mountains. Daar's mos 'n liedjie wat sê he's the God of the mountains. Nee, julle ken daai song? Ja. Hierdie God wat ek en jy dien, Elizabeth, jy kan vir my vorentoe kom. Skep nie net berge nie. Hierdie God wat ek en jy dien, beweeg berge, kerk. En die feit dat ek en jy aan hierdie God gekoppel is, my boetie en my sussie, hoor vir my, is dit asof ons in 'n ander dimensie in beweeg. Dan kan jy kom op die plek waar jy vir daai berg kan sê, gee pad voor my. Gee pad voor my. Dan kan jy op die plek kom dat jy daai berg voor jou sien staan en hom kan aanspreek en sê, my God, wat alle beeste besit, op duisende beeste besit, op al die heuwels, al die berge, dis my God. Ek dink jy sal moet skuif voor my. Ek dink jy moet op 'n plek kom vanmôre, waar jy vir jou eensaamheid kan sê, die God van vertroosting sê, skuif. Jy moet vanmôre op 'n plek kom, sê vir jou frustrasie, die God van vrede sê, skuif. Sê vir jou verwarring, die God van vrede sê, skuif. Sê vir jou swak gesondheid, die God van genesing sê, jy moet skuif. Sê vir jou finansies, die God van voorsiening sê, jy moet skuif. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, kerk,
Die grootste fout wat ek en jy as mens kan maak in hierdie geloofspad wat ek en jy stap elke dag, is om toe te laat dat daai berg of berge ons horison versper daarvoor. Ons moenie. Want dan begin jy te sulk. Dan sak jy af in 'n diepe put en jy weet nie om daar uit te kom nie. As jy jou berg identifiseer, spreek hom aan, roep hom aan by die naam. Roep hom aan by die naam. Dat hy hoor. En ek besef vanmôre dat, en ek wil terugkom na mense wat al berg geklim het. Dit gaan oor voorbereiding. Baie lang voorbereiding voordat jy besluit, jy gaan Mount Everest klim. As jy wil hierdie berge van die lewe oorkom, as jy hierdie berge van die lewe in jou lewe wil skuif, hoor wat ek vir jou sê, jy sal moet geestelik fiks raak. Jy sal moet geestelik fiks raak. Jy sal moet indelf in hierdie boek elke dag. Jy sê elke dag dit moet vat wat nodig is om hierdie dag deur te kom. Jy sal elke dag moet vat uit hierdie boek wat nodig is dat jy met autoriteit vir daai berg kan sê, skuif! Gaan! Daarom word mense maklik oorval. Want wanneer jy tekkie die teer slaat, dan weet jy nie wat om regtig te doen nie. En dit is vir my so hartseer van die lewe. Weet jy wat is my hartseer? Mense wat die Here nie dien nie, mense wat die Here nie ken nie. Buiten dat hulle God se naam uitelik gebruik in hulle alledaagse spreektaal, is dit vir my partykeer verbasend dat mense wat God nie ken, regtig die audacity het, ek hoop is die regte woord, om dan te roep en amper te demand. You wanna demand. Dit laat my amper dink soos die regerende party wat altyd sê, we, as hulle sê we, dan wil ek iets, ja. Nee man, jy kan nie my gedagtes so lees nie man. Dan sê we, the ANC, demand. Regtig? Broers en susters, alleenlik wanneer jy in 'n verhouding met God staan, dat jy hom dan kan aanroep in tyd van jou nood. As hierdie berg vir jou sê, man, jy's onder, jy's die ster, dan kan jy vir hom sê, my God sê, ek is nie die ster nie, ek is die kop. As jou vyand, as jou berg vir jou sê, jy's onder, dan sê jy, man, ek is bo. Maar as jy nie in verhouding met God staan nie, wat sê jy? Wat sê jy? Dit help nie jy kom in 'n tyd van nood en jy wil demand dat die Here moet spring na jou pype nie. Dit gaan nie gebeur nie, hoor. En hierdie is nie 'n negatiewe evangelie wat ek nou hierso verkondig vanmôre nie. Dis die ware evangelie. Jy kan hom aanroep. Hy sê my oor is nie te doof, my arm is nie te kort om te help nie, maar dan moet jy hom ken. Spreuke 3 vers 5. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Hy gaan aan, hy sê moenie net staat maak op jou eie insig nie. Vers 7, hy sê, moenie dink jy het alle wysheid in pag nie. Hy sê, ken God. Dis waaroor dit gaan. Daar waar jy sit vanmôre. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Maak dit jou oë toe vanmôre. Ek weet, ek praat vanmôre nie net met een persoon nie. Ek weet, ek praat nie vanmôre net met een persoon nie. Praat met 'n paar mense vanmôre. As jy vanmôre sit met hierdie berg voor jou. Jy sit dalk op so 'n tight spot rondom jou finansies. Jy's op 'n moeilike plek. In jou verhouding met jou kinders. Jy en jou vrou of jy en jou man is dalk op 'n baie ongemaklike plek in julle huwelik. Maar jy het ook dalk vanmôre hierdie siekte in jou liggaam wat jy meer 'n stryd voer.
Weet jy wat? God is vanmôre hier. He's the God of the mountain. Hy is die God wat vanmôre saam met jou hierdie berg wil skuif. En as die Heilige Gees vanmôre met jou praat, steek dit jou hand op, man. Moenie skaam wees nie, steek dit jou hand op. Dankie Here. Steek dit die hande op, dankie. Ag, die Here sien. Lord God. Lord God. Vra die orkes maar vorentoe kom asseblief. Here Jesus. Vader, ek wil vanmôre kom bid. Kan ek jou vanmôre stretch, jy wat jou hand opgesteek het, staan net op in jou sitplek en tel net jou hande bietjie op, net in eerbied voor God. Not to impress anybody, maar om te sê, Here, sien my raak vanmôre. Hy mense wat hierdie kant gestaan het, steek net jou hande so bietjie op, sê, Here, hier sê ek. Hier sê ek my God. Dis net 'n erkenning. Dankie Here Jesus. Loof die Here o my siel. Vergeet geen een van sy weldade. Here, ek wil vanmôre kom bid vir elkeen wat staan. Here, U ken elke berg. Elke berg van hierdie mense ken U, Here. Inteendeel, U ken hom by die naam. En Here, berge wil 'n mens verwoes. Berge wil 'n mens vernietig. Ons kom vanmôre in die naam van Jesus. En ons kom sê, berg, jy moet skuif in Jesus naam. Skuif uit hierdie mense se lewens uit. Hulle is God se kinders. Julle kan maar sit. Here, dankie. Ek bid vir almal vanmôre, Here, dalk is die mense wat skaam was om 'n hand op te steek. Ek bid vir een en elke siel in hierdie gebou. Raak U een en elkeen aan op U besondere wyse, Here. Bring U rus en kalmte en vrede in elkeen se gees in Jesus naam. Dankie vir U liefde en U genade oor ons, my God. Hou U ons vas in hierdie dag en die dae wat volg. Dat ons sal weet, ons God is El Shaddai, the God of the mountain. Amen en amen.